regtig 'n verskil. Nou ons is besig met ons reeks, ons gaan volgens so 'n bietjie aan. So ek wil julle nou net waarsku vir oggend. Ek weet nou nie wat het laasnag gebeur nie. Miskien was dit die reën gewees. Ek weet, iemand het nou vir my daar by die tent gesê dit het vanoggend 1 uur baie hard gereën in Island View. Ek weet nou nie daarvan nie, ek het te lekker geslaap, maar ek weet hier by 4 uur, 4:30 vanoggend het dit lekker gereën daar waar ek bly. So dalk was dit die reën wat my wakker gemaak het, maar ek kies ook om te glo dat dit die Heilige Gees was. Maar partykeer raak 'n ou mos nou wakker en dan het jy nou baie in jou onderbewussyn gedagtes. So ek kan nou nie al die gedagtes onthou wat ek gehad het. Ek weet daar was 'n klomp, maar daar's een wat ek onthou. Mag ek hom maar vir julle sê. Daai gedagte was: ek het verskriklik lus vir preek vanoggend. So, regtig, ek het vanoggend net vroeg wakker geword en sê, "Jo, ek het vanoggend lus vir preek. Kerk moet nou aanbreek." Okay. So, skud jou vere reg. Kom ons klim in die woord en dis baie lekker. Die woord skep lewe en ons kan nie genoeg in die woord wees nie. Nou ons praat oor integriteit. Hoekom is ons geroep vir lewens van integriteit? Ons weet die wêreld het 'n definisie van integriteit. Die wêreld sê vir ons, jou ja moet jou ja wees en jou woord moet jou woord wees. Iemand het vanoggend gepraat van walk the walk and talk the talk. Your walk must be your talk. Nee, so ons weet selfs in die wêreld waar Christus dalk nie altyd die middelpunt is nie, is integriteit belangrik. Want as daar nie integriteit is nie, maak dit skade. Maar soveel meer vir ons as kinders van die Here. En dan het ons ook laasweek bietjie begin kyk, wat is die Bybelse definisie van integriteit? Nou die Nuwe Testament gebruik nie die woord integriteit nie, maar die Nuwe Testament praat van heiligheid, van nougeset wandel, ons moet onberispelik wees, ons moet in die gees wandel, en dis alles aspekte van integriteit. En dan weet ons natuurlik, het ons laasweek gesê, so ek wil nou nie laasweek se preek oorpreek nie, maar integriteit, hierdie een lewe van heiligheid, van afgesonder wees vir God, het 'n doel. En hierdie doel sien ons in Jesus. Jesus se doel was, Jesus was absoluut 100% heilig en integriteit, vol integriteit. Hierdie doel van Jesus was gewees om die koninkryk van God op aarde te bring. Dis hoekom hy gekom het. Hy het dit ook gesê, die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle, glo hierdie evangelie. God se plan nog altyd was dat die heerlikheid van die hemel, die heerlikheid van die hemel, die aarde sal vul, en ons weet dat dit is ook ons doel. So ek wil vanoggend optel by Hebreërs 2 vers 10 en 11 wat dan die volgende sê: dit was immers gepas dat hy vir en deur wie alles bestaan, ten einde baie kinders tot heerlikheid te lei. Tot baie kinders tot integriteit te lei, om baie kinders te lei, om soos Jesus te wees, geïntegreerd met die Vader te leef, my vertaling. Die leidsman van hulle verlossing, hy het die leiding geneem, soos 'n leier, om ons te verlos van wat? Deur sonde, deur lyding, hoe? Die offer aan die kruis, tot volmaaktheid sou bring. Want sowel hy wat heilig maak, as hulle wat heilig gemaak word, is almal uiteen. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Nou laasweek het ons bietjie gepraat oor daai tot volmaaktheid bring. Hy het ons geheilig om ons tot volmaaktheid te bring, is die Griekse woord teteleuken, wat beteken, God het iets gedoen om 'n doel te bereik. Hy het iets gedoen om iets anders te voltooi. Hy het iets gedoen om iets anders wat ons is, tot die finale toestand of tot volwassenheid te bring. En dis wat die Hebreërs skrywer dan ook sê in Hebreërs 10. Hy wat ons geheilig het, is ook nou die een wat ons vervolmaak. So God stap met ons 'n pad van integriteit, van heiligheid, want soos wat hy gekom het om die aarde te vul met sy heerlikheid, roep hy ons nou ook vir dit. Nou vanoggend wil ons so 'n bietjie gesels, hoe word ons lewens al hoe meer, hierdie vervolmaking, hierdie teteleuken, hoe word ons lewens en hoe kan ons lewens al hoe meer dit word, sodat deur die heerlikheid van God en deur ons ook die aarde gevul word met Jesus se
teenwoordigheid, sy manier van dinge doen, sy koninkryk, sy koningskap. Met ander woorde, hoe kan ons groei in integriteit en is dit moontlik? Kan ons groei in heiligheid? Nou vanoggend dalk die eerste ding wat ek gou wil noem is, die woord heiligmaking tel ons op in hierdie Hebreërs 2 vers 11, wat sê, want sowel hy wat heilig maak, as hulle wat heilig gemaak word. Heiligmaking. Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat heilig gemaak word, is almal uiteen. Nou as jy dink aan iets wat gemaak word, dan is dit 'n proses, nê? So ons wat heilig gemaak word is 'n proses. So hierdie pad van integriteit, hierdie pad van om meer soos Jesus te word, is 'n pad. Dis 'n proses. Dis nie 'n eenmalige ding wat net gebeur nie. En hierso is vanoggend 'n groot knoop wat ons moet uithaal. Dis verskriklik belangrik dat ons hierdie verstaan. Baie Christene, en ek dink dis nou al anders, maar ek onthou klomp jare terug, toe ek 'n student was genade, grace, was baie verkondig as jy sit net terug en jy doen niks nie. God doen alles. Nou baie Christene verstaan ook hierdie woord, ons word geheilig, ons word vervolmaak, verkeerd as ek, die Heilige Gees woon nou in my, so ek sit nou net terug en ek hoef niks te doen nie. Nou dit is so belangrik om te weet, dat die transformasie wat in ons plaasvind, dit is die Heilige Gees wat dit doen. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit gewek het, is nou hierdie krag wat binne in ons werk en ons transformeer. Maar dit is net so belangrik om te weet, ek werk saam met God se Gees. Nou vanoggend net gou dit ook. As jy die woord effort uit jou geloof wil uithaal en dink dit gaan nie effort uithaal nie, met alle respek gesê, dan moet jy ten minste die helfte van die Nuwe Testament uit jou Bybel gaan uitskeer. Want ten minste die helfte van die Nuwe Testament praat daaroor dat ons sal wandel, dat ons saam met God sal werk, dat ons onsself sal inspan, dat ons sal volhard. Nou ek het gou gedink aan 'n paar voorbeelde net uit die boek Hebreërs uit, omdat ons hierdie jaar in die boek Hebreërs of in die brief Hebreërs was. Dis 'n brief, is eintlik nie 'n boek nie. Okay, ek gaan net vir jou so 3 lees. Hoor gou wat sê Hebreërs 5 vers 14. Hy sê maar vaste kos is vir volwassenes, vir hulle wat oor die aanvoeling beskik, deur gewoonte geoefen. Dis net iets wat net vir jou moet oopgaan. My geloof is iets wat ek oefen. Op 'n ander plek sê Paulus self, oefen julle in die godsaligheid. Hoe kom jy tot die volwassenheid? Amanda, jy het vanoggend so mooi klavier gespeel. Hoe het Amanda dit reg gekry? Sy het geoefen. Sy het talent, sy het baie talent, maar sy het geoefen. En net so in ons geloof, oefen ons onsself. Hoor wat sê in vers 11 en 12. Ons begeer dat elkeen van julle end uit, nie net in die begin nie, maar end uit, dieselfde ywer sal toon om tot volle sekerheid van die hoop te kom, sodat julle nie traag word nie. Hebreërs skryf baie oor die gedagte om aan te hou, nie traag te word nie moeg te raak nie. Die bekendste een, Hebreërs 12, hom ken julle almal. Vers 1 en 2. Daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak. Van die sonde wat ons so maklik omring. Wat is sonde? Hamartia, die doel mis. Laat ons ontslaa raak, laat ons die goed afgooi, wat ons so maklik die doel laat mis, van heiligmaking, van afgesonder, hagios, die Griekse woord vir heilig, om afgesonder vir God te leef. Laat ons hierdie goed afgooi, want dit wil ons maklik omring. En die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gefestig of gerig op Jesus, die leidsman, onthou die leidsman wat die leiding geneem het om ons te verlos, en die volëinder van die geloof. Wat sê hierdie paar skrifte vir jou? Dan, soos ek sê, die helfte van die Nuwe Testament is vol van dit. Ons samewerking
is met die Heilige Gees, is deel van hierdie teteleuken, van hierdie vervolmaking, hierdie pad van heiligmaking. Ek sit nie terug en vou my arms nie. Ek sê, Here, ek wil saam met U groei, ek wil die pad van heiligmaking stap. Laasweek het ons nou so 'n bietjie Ernie en Dewald het vir ons die rek hier gehad en Ernie het die rek vasgehou en ons het gesê die rek stel die Heilige Gees voor en Dewald het in die rek ingeklim en hierdie rek het hom begin nader trek en Dewald sê vir my in die week, Nagel, het jy daaraan gedink as daai rek geskiet het, hoe sou ek gelyk het? Sê ek nee, sorry, ek het nou nie daaraan gedink nie, maar hy het nie geskiet nie, die Heilige Gees laat jou nie gaan nie. So die rek het nie geskiet nie, maar dis presies dit. Geestelike groei, heiligmaking, sodat ek by die doel kan uitkom is ek klim in hierdie rek in, sodat die Heilige Gees in my kan werk en my kan trek. Nou vanoggend wil ek gou jou help om dit beter te verstaan met die vraag, hoe het Jesus dit reg gekry om God se koninkryk na ons wêreld te bring? Hoe het Jesus dit reg gekry om die heerlikheid van die Vader te bring, in karakter te wees? Nou ek weet, laasweek het ons ook gesê, ons kan net die argument voer en sê, okay, maar hy was die seun van God. Maar ons weet, Jesus was ook volledig mens. Hy was ook versoek geweest, hy was ook swak, hy het ook bloed gesweet op 'n stadium, want so swaar het sy vleeskant gekry, en daarom sê ons altyd, Jesus het gekom, nie net om 'n voorbeeld vir ons te wees, daar ver, wow, dis 'n mooi voorbeeld nie, maar hy is die eersgeborene, hy het gekom om 'n voorbeeld van ons te wees, en daarom het Jesus self so baie goed gesê, soos dieselfde werke wat ek gedoen het, gaan julle doen, dieselfde heerlikheid wat die Vader my gegee het, gee ek julle, so hy my gestuur het, stuur ek julle, en Jesus het selfs gesê, julle gaan nog groter goed doen, as ek. Nou ek dink, ons het openbaring van hierdie woord nodig, om het regtig te kan verstaan, hy het gekom om 'n voorbeeld van ons te wees. So, hoe het Jesus dit kom doen? Hoor gou wat sê Hebreërs 1 vers 3, som in die begin van Hebreërs. Hy, dis nou Jesus, is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. So Jesus het die heerlikheid van God uitgestraal, maar is amper asof die tweede deel van hierdie sin sê, hoe het hy dit reg gekry? Hy het dit reg gekry, want hy was die ewebeeld van sy wese, die ou vertaling sê hom mooier, hy sê hy was die afdruksel van sy wese gewees. Nou in hierdie tyd, wat hierdie brief geskryf word, het almal dadelik geweet waarvan praat die Hebreërs skrywer. In daai tyd was daar nie die moderne printing soos ons dit ken nie. So as hulle op 'n brief agter die warm wax gesit het, dan het hulle die brief geseël met 'n afdruksel. Of as hulle 'n muntstuk gedruk het, dan was daar die uitdrukking op die muntstuk. Maar wat hulle gedoen het, hulle het 'n harde metaal gevat, hulle het 'n image in dit gegrafeer, en dan was dit in hierdie wax ingedruk, of in hierdie sagte metaal ingedruk, en hierdie afdruksel het 'n uitdruksel van iets anders geword. It was an impression that left an expression. Nou is baie interessant, jy kan al hierdie goed vergeet wat ek nou gesê het, onthou net hierdie. Dit is baie interessant, die Griekse woord wat hier gebruik word, vir hy is die ewebeeld van sy wese, hy is die afdruksel van sy wese, is die Griekse woord karakter, waar ons die Afrikaanse woord karakter vandaan kry. Is dit nie wauw nie? Jesus was die uitstraling van God se heerlikheid, hoe het hy dit reg gekry? God se karakter was afgedruk, soos 'n afdruksel, 'n impression, op Jesus se menswees, op Jesus se sagte weefsel. En hierdie impression het oral waar Jesus gegaan het, 'n expression geword, 'n uitstraling van God se heerlikheid. Nou weer eens, jy kan vanoggend vashak by net, maar dit is Jesus, die seun van God. Maar die skrif is vol daarvan, dat Jesus ons roep vir dieselfde tipe lewe as hy. So hierdie is presies dieselfde vir ons. Hoe word ons mense
wat al hoe meer en al hoe meer die heerlikheid van God weerspieël, die heerlikheid van God reflekteer in ons wêreld, soos wat God se karakter in ons vorm meer en meer. Een lewe van integriteit, pad van heiligheid, soos wat dit meer en meer vorm, word ons meer en meer ook 'n uitdrukking, an impression that leaves an expression. Wow, ek het nou so tyd terug, het ek so weer te doen gehad met iemand, wat net so vol is van die Here. Dis soos Jesus wat gesê het, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Jy loop uit daai afspraak uit, jy loop uit daai vertrek uit, en daar's 'n expression, want jy weet iemand het 'n impression gehad. Nou ons vra vanoggend, hoe kan ons meer en meer en meer dit word? Ek wil gou teruggaan na laasweek se skrif toe, Hebreërs 10 vers 15 en 16. Hoor wat sê die Hebreërs skrywer daai, sê, ook die Heilige Gees getuig teenoor ons, wat nadat hy gesê het, nou haal hy dit uit Jeremia 31, hy sê, dit is dan die verbond wat ek na daardie dae met hulle sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette en hulle in hulle harte gee en dit op hulle verstand skryf. Dis iets wat die Heilige Gees doen, maar ek klim in hierdie rek in. Ek maak seker, ek posisioneer myself so, dat ek getrek word die heeltyd. Nou vanoggend wil ek gou hierdie belangrike ding sê, en ek kom altyd, of nie altyd, maar ek was al in die moeilikheid, oor hierdie simpel grappie. Maar ek het die grappie van wat vertel is van iemand wat gesê het, weet jy wat, my pa, ek is 'n van Tonder. Is hy van Tonders vanoggend? Dankie tog. Ok, ek is 'n van Tonder, en ek is 'n moeilike mens. Want my pa was 'n van Tonder, en my oupa was 'n van Tonder, en my oupa grootjie was 'n van Tonder, en hulle is almal moeilike mense gewees, so ek is 'n moeilike mens, want ek is 'n van Tonder. Nou vanoggend moet jy weet, hierdie is so belangrik, die skrif het 'n hoër inspraak, en God se opinie, die Doxa van Deo, het 'n hoër opinie oor jou lewe, as die feit dat jy 'n van Tonder is. So hierdie is die eerste ding wat ons vanoggend gou moet hoor. Die skrif sê dit duidelik vir ons dat my en jou karakter kan verander. Hoor hom net gou bietjie. Baie keer kom lieg die duiwel vir ons in hierdie area van ons lewens. My en jou karakter kan verander. Dit is deel van wat Jesus kom moontlik maak het. Jesus het 'n prys, 'n offer gebring, sodat ek en jy weer met hom verenig en verbind kan wees. Sy gees kan weer binne in ons woon, en dis hierdie gees wat ons trek, en dis hierdie gees wat met ons werk om ons te verander. So as ons volgens sê jou karakter kan verander, praat ons nie van persoonlikheid nie. Ons praat nie van jou vermoëns nie. Ons praat nie van jou talente nie. Ons praat van die karakter om al hoe meer soos Jesus te word. Hoor gou hierdie skrif, dan gaan jy dit glo. Ek gaan hom stadig lees, want dit is 'n groot skrif. Hoor wat sê Petrus, 2 Petrus 1 vers 3 en 4. Hy sê, sy goddelike krag, dis God, sy goddelike krag, het ons immers reeds alles gegee, wat ons nodig het vir 'n Godvreesende lewe. Deur die kennis van hom, in die rek inklim, kennis van hom, wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hoor nou, hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee. Die belofte onder andere van die Heilige Gees. Sodat, hoekom? Sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur. Nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. Sodat julle kan deel kry aan die goddelike natuur. Die Hebreërs skrywer sê, die Heilige Gees doen iets so amazing, dat God se wet nou op ons harte en op ons verstand geskryf word. Petrus noem dit goddelike
natuur. Met ander woorde, jou menswees verander, jou natuur verander. Dit is God se werk wat dit gedoen het aan die kruis, sy opstanding en die werk van die Heilige Gees binne in jou. Nou vanoggend wil ek dit vir my sê en ek wil dit vir jou sê, as jy enige iets anders oor jou lewe glo as dit, moet jy jou bekeer. Wat beteken bekering? Jy moet omdraai. Jy moet wegloop van dit af. Want God se woord sê, jou karakter, jou natuur, kan soos syne wees. As gevolg van wat Jesus gedoen het, kan ek Jesus se karakter hê om wat te doen? Om sy teenwoordigheid te bring, daar waar ek werk. Daar by my huis, daar by my skool, daar by my universiteit, daar by my vriende, daar in my wêreld, omdat sy karakter ook nou 'n afdruksel, 'n impression op my kan maak, wat 'n expression gaan los, kan ek ook Jesus bring in die wêreld waar ek is. Nou as ons nou gou kyk, sommer net na Paulus en Petrus. Paulus kom praat oor karakter, en as hy dit doen, dan noem hy 'n klomp goed, hy maak lysies, en hy verwys eintlik na Jesus. So hoor gou wat sê hy, julle ken dit, né? Galasiërs 5, die vrug van die Gees. Wie wil dit probeer opsê? Gaan ons dit reg kry? Die vrug van die Gees, daar's 9, maar is een vrug. Liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, selfbeheersing. Wat een mis ons? Het ons nie vrede gesê nie? Ok, sagmoedigheid, daar sê, baie dankie, julle ken julle Bybel, julle kan maar gaan. Dis lysies van karakter, maar dis Jesus. Dis hoe Jesus die wêreld gevul het met sy heerlikheid. Ons sê dit baie en Doxadayo, baie van Jesus se eie mense het hom gemis, Romeinse onderdrukking, hulle wag vir die militaristiese styl, kom stamp net hierdie Romeine uit die pad uit, vele plat, ons is moeg vir hulle, hy kom met liefde, vrede, blydskap, geduld, sagmoedigheid. So Paulus maak lysies, in daai selfde gedeelte wat ek nou vir jou gelees het, uit Petrus uit, maak Petrus ook lysies. Hoor bietjie wat sê hy, gebruik groter woorde. Hy sê, lê julle daarop toe, met alle ywer, om by julle geloof, julle glo nou in Jesus, te voeg die deeg. Nou dit is nie die deeg waarmee ons brood bak nie, dis hierdie virtues, né, die deeg. En dan sê insig, selfbeheersing, volharding, godvreesendheid, broederliefde, liefde vir alle mense. Hoekom sê ek vanoggend hierdie vir jou? As God ons roep vir 'n pad van heiligheid, as God ons roep vir 'n pad van integriteit, dan roep die skrif ons om een ding te doen. En ons noem daai een ding aanbidding. Aanbidding beteken, ek sit my oog op Jesus. Die Griekse woord vir aanbidding is die woord proskuneo, wat beteken moving forward, is daai rek wat my trek, moving forward with the intention to be intimate. Om Jesus in sy oë te kyk. Om sy mond hier teen my oor te hê. Om te voel hoe blaas sy asem, hoe haal hy asem op my. Nou, baie keer lees ek die Bybel of ontdek die Bybel en dink ek, nou verstaan ek ander goed. Dis hoe Jesus geleef het. Dis hoe Jesus geleef het. Proskuneo, intiem met die Vader. Sy oor teen die Vader se mond. Ek sê net wat ek by hom hoor. By hom, in sy aangesig, kyk deur sy bril na die wêreld. Ek doen net wat hy doen en wat hy vir my sê om te doen. Dis aanbidding. Nou as ons vanoggend praat oor aanbidding, dan is dit eintlik die maklikste manier om dit op te som is daai intimiteit, maar is om Jesus die heeltyd te aanskou. En iemand het een keer gesê, hierdie beginsel in ons lewens is so belangrik, because we become what we behold. Dit waarop jy jou oog sit, jy word dit. Jy word dit. We become what we behold. Hoe werk ons saam met die Heilige Gees? Wanneer ons osself posisioneer om Jesus te kan sien,
dan help die Heilige Gees ons om ons nuwe mens, die afdruksel, raak te kan sien. Die Heilige Gees maak ons bewus van ons lewens. Die Heilige Gees wys vir ons wat in ons lewens aan die gang is en dan belyn die Heilige Gees ons met God se karakter. Die Heilige Gees belyn ons met die doel van ons lewens. Die Heilige Gees belyn ons lewens met 'n pad van heiligheid, 'n pad van integriteit. En dit kan net gebeur as ons behold, as ons aanskou. Hoor gou mooi skryf Paulus daaroor in Korintiërs. 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê, en ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou. Hoekom 'n ontsluierde gesig? Onthou julle Moses? Moses was op die berg met die heerlikheid van God, en dan as hy afkom om met die volk te praat, dan moet hy die sluier opsit, because they couldn't handle the glory. So waar die grappie vandaan kom, die een het vir hom gesê, please dim your lights. Hulle kon nie die heerlikheid hanteer nie. Maar nou is dit 'n ontsluierde gesig. En so aanskou ons die heerlikheid van God. Die hoëpriester Jesus het ons die pad gemaak, dat ons voor die troon van God kan wees. Soos in 'n spieël word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Die vers voor dit sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar's vryheid. Daar's vryheid. Daar waar ons aanskou, daar waar ons behold, kom die afdruksel van God op my. En nou kom daar vryheid in myself, maar daar kom ook vryheid deur my. Nou vanoggend wil ek hierdie woord land by die gedagte van aanbidding. Vir aanbidding, Hebreërs skrywer praat oor dat ons sal oefen, dat ons sal volhard. Vir aanbidding het ons gewoontes en ritmes in ons lewens nodig. En ek bid vir die Here dat ons meer en meer so 'n gemeente sal raak. Ek het volgens so vinnig die storie vertel, toe ons daar in die coffee shop was. Ek wil dit gou weer vertel. Ek onthou eendag 'n pastoor en sy vrou wat gepreek het en op 'n stadium het hy haar so 'n bietjie ingetrek om net te share oor hulle lewens en sy het so opgewonde geraak en ons het gepraat oor kinderopvoeding. En sy het gesê, ons het dit gereeld vir ons kinders gesê in ons huis. Onthou julle, kinders, onthou, ons gesin is anders. Ons gesin is anders, want God het ons geroep. Ons gewoontes is anders, ons ritmes is anders. Julle hoef nie al die sporte by die skool te doen nie. Julle hoef nie al die kultuur by die skool te doen nie. Dit was maar net een voorbeeld van wat hulle genoem het. Want ons gaan Sondag kerk toe. Ons het sekere ritmes, ons het sekere gewoontes, because we behold. We behold, het jy al agtergekom, as ons praat oor ritmes en gewoontes, en dis daai rek, dis die samewerking met die Heilige Gees, het jy al agtergekom, miskien is dit so vir van julle, maar dis nie so vir my nie. Bybelstudie, val nie uit die lug uit op my nie. Gebed, val nie uit die lug uit op my nie. Om kerk toe te kom, dit was daarom vanoggend baie aanloklik om in die bed te bly. So dankie dat julle hier is. Kom nie van self nie. Dis ritmes, dis gewoontes van aanbidding, sodat ek kan behold, sodat ek kan aanskou. Ek posisioneer myself. Ek onthou 'n tyd terug, vroeg in die jaar, ek het dit hier genoem ook, Greta Wit wat hier was in die stadsaal, sê sy, as met die Here vra, dat hy ons weer 'n aktiewe bruid sal maak, wat nie lui is nie. Ons kan nie lui Christene wees nie. God het vir ons sy Gees gegee wat in ons woon en die Gees trek ons gedurig, maar ons moet onsself saam met sy Gees posisioneer. Ek wil amper volgens sê, alles is op die spel. Om dit te doen, is alles op die spel. Want jou hele roeping, jou hele menswees, jou hele bestaan, als is in dit opgesluit. Dis die doel van heiligheid. As die skrif sê, wees heilig, want ek is heilig, dit is nie net om heilig te wees nie. Dit party mense is so, hulle sê mos skyn heilig, hulle skyn van die heiligheid.
As iemand na my toe kom en hulle sê vir my, hoorie, daai ou skyn heilig, as ek, ja, jy's reg, hy skyn van die heiligheid. So heiligheid het 'n doel. Alles is op die spel, ons kan nie daai doel mis nie, dis hoekom ons hier is. God created man to present him, sy beeld, sy gelykenis, om die aarde te vul met sy heerlikheid. Jesus se offer het dit weer moontlik gemaak, dat ons dit kan doen. Ek wil jou vra om jou oë te sluit. Vanoggend se woord nooi jou om jou eie lewe te kom posisioneer vir sy heerlikheid. As Hebreërs skrywer skryf en sê, kom ons hou aan met dieselfde ywer. Volharding is 'n groot tema in die woord. Die vyand sal enigiets in sy vermoë doen om jou te ontspoor van jou volharding. Beteken dit, jy verloor jou saligheid? Nee. Maar beteken dit, jy kan die doel mis? Ja. Miskien moet jy vanoggend net ook na jou eie lewe toe draai, na jou eie lewe toe kyk, en elkeen van ons en sê, my lewe is anders. My lewe is anders, nie omdat ek goed is nie, maar omdat God sy genade vir my gegee het, en my geroep het, en my geheilig het, en my nou roep vir 'n lewe van tetelei ken, van vervolmaking. My lewe is anders, ek leef anders. My patrone is anders, my ritme is anders. My commitment is anders. Alles van my is anders. Dis soos Jesus. Dis soos die lysies wat Paulus en Petrus maak oor Jesus. Dis waartoe ek my lewe commit. En om God toe te laat deur sy gees om dit te doen, beteken dit ek posisioneer myself vir dit. Ek werk saam met die Heilige Gees. Dankie Here vir u heerlikheid wat vanoggend weer ons lewens vul. Wanneer ons so, Here, in u woord ook inkyk, u is die woord. Wanneer ons die woord aanskou, Here, dan beleef ons, hoe vul u ons met die heerlikheid. Dankie dat u dit volgende Here doen tot so 'n mate, so groot, dat daai activation ook in ons is, om te sê en te kies, te commit, dis die lewe wat ons wil leef. Ons weet, Here, dat die heerlikheid van die Here in ons lewens maak al die verskil. Ons weet ook dat die heerlikheid van die Here deur ons maak al die verskil. En Here, dis waarvoor ons volgend opteken. Opnuut opteken. Een lewe, geïntegreerd met God, afgesonderd, toegewyd, hagios, sodat u hierdie doel met ons lewens kan bereik. Ek weet nooit, terwyl jy so sit, God is 'n baie praktiese God. Hy praat met ons in 'n taal wat ons kan verstaan. Wil jy net vanoggend net so 'n bietjie 'n tydjie vat en net hoor wat sê die Here vir jou oor hierdie lewe, een lewe, die lewe van integriteit, hierdie lewe van afgesonderdheid. Miskien is daar iets wat die Here jou nooi om aan te pas, om te verander. Ek wil jou vra om net 'n oomblik te vat, te hoor wat sê hy vanoggend vir jou.